Die 5 gewildste verskonings en argumente teen rein en onrein voedsels. 5 Nuwe Testamentiese skrifgedeeltes word dikwels aangehaal in pogings om die rein voedselwette soos gegee in Levitikus hoofstuk 11 uit te daag, of om dit net weg te verskoon. Ons sal elkeen van hulle ondersoek in hierdie studie. Wanneer dit kom by die gehoorsaamheid van die rein voedselwette van die skrif, sal sommige buite die geloof die praktyk verwerplik vind, ander weer eienaardig. Nog ander sal 'n gedeelte of 2 in die Nuwe Testament aanhaal in 'n poging om te sê dat die ware aanbidder hom of haarself nie meer hoef te bemoei met daardie, soos hulle dit sê, ou Mosaïese wet in hierdie tyd van genade nie. Ons beantwoord die mees algemeen aangehaalde Nuwe Testamentiese verse in hierdie video. Hoe belangrik is rein voedsel vir ware aanbidding? Dink daaraan dat dit die verbreeking van 'n voedselwet was wat veroorsaak het dat Adam en Eva die eerste sonde gepleeg het. Majesteit Jahwe sertifiseer sekere voedsels as aanvaarbaar en ander as onaanvaarbaar vir ons verbruik. Dit was so by die skepping en dit bly vandag nog steeds waar. Majesteit Jahwe het die Adamietse oorspronklike ouers vertel watter voedsels reg en aanvaarbaar was en watter nie. As ons hom gehoorsaam, sal ons sukses behaal en voorspoedig wees. Nie hy of sy standaarde verander ooit nie, sien Maleagi 3 vers 6. Elohim se instruksies van rein en onrein diere, visse, voëls, insekte en selfs dooie wesens word in sy woord gevind. Net soos met die 10 gebooie, kan ons hierdie wette sien werk lank voordat dit aan Israel herhaal is en aan Moses op kliptafels by Sinai oorgelewer is. Ons sien hulle ook steeds van krag in die Nuwe Testament. Kyk byvoorbeeld na plante. In Genesis 1 vers 29 het Majesteit Jahwe aan die begin van die skepping vir Adam en Eva gesê: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Later, in sy verbond met Noag, bepaal die Skepper dat die groen plante vir voedsel gegee word, sien Genesis 9 vers 3. Nog 'n voorbeeld waarin ons rein voedselwette in werking sien lank voor Sinai, is in Elohim se instruksies aan Noag. Majesteit Jahwe het vir Noag gesê dat rein diere in 7 pare aan boord van die ark moes gaan, maar hy moes die onrein diere tot net 2 pare beperk, volgens Genesis 7 vers 2. Noag moes natuurlik die verskil ken as gevolg van die rein voedselwette, hoe dan anders? Petrus het ook die verskil geweet, soos ons sien in sy reaksie op sy eie visioen in Handelinge 10. Die instruksies van rein en onrein voedsel is soos die morele wette. Hulle is van krag sedert die begin van die skepping. Daarom kan ons hulle nie afskaf met die argument dat hulle bloot Mosaïs was en slegs aan antieke Israel gegee was nie. Ontsyfer rein van onrein. In Levitikus hoofstuk 11 beskryf Majesteit Jahwe die wette wat rein en onrein voedsels reguleer. Verse 1 tot 8 fokus op aanvaarbare en onaanvaarbare diere as voedsel. Ons lees saam in Levitikus 11 vers 1 tot 8 as volg. En Jahwe het met Moshe en Aaron gepraat en aan hulle gesê: Spreek met die seuns van Israel en sê:
Dit is die diere wat julle mag eet, van al die viervoetige diere wat op die aarde is. Alles wat onder die diere gesplitste kloue het, en wel heeltemal gesplitste kloue, en herkou, dit mag julle eet. Maar die volgende mag julle nie eet, van die wat herkou en van die wat gesplitste kloue het. Die kameel, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie, onrein is hy vir julle. En die das, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie, onrein is hy vir julle. En die haas, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie, onrein is hy vir julle. Ook die vark, want hy het gesplitste kloue, ja, heeltemal gesplitste kloue, maar hy herkou nie, onrein is hy vir julle. Van hulle vleis mag julle nie eet nie, en aan hulle aas nie raak nie, onrein is hulle vir julle. Om die klou te skei en gesplete kloue te hê beteken dieselfde. 'n Splitsklou is 'n gesplete hoef van 2 tone. Herkou is die proses van opgooi en herkou van voedsel. Dit is die 2 kriteria wat diere kwalifiseer wat vir voedsel gebruik kan word. Levitikus 11 lys verskeie diere wat nie aan hierdie kwalifikasies voldoen nie. Hierdie diere sluit die kameel, konyn of haas en vark in. Die vark, die Hebreëse woord gazeer, is een van die vraatsigtigste diere op die aarde. Hierdie dier is heilig gehou deur die heidense Grieke, Romeine en Anglo-Saksiërs. Majesteit Jahwe het ons ook verbied om aan hulle dooie karkasse te raak. Waterlewe word in verse 9 tot 12 van Levitikus hoofstuk 11 bespreek en ons lees as volg. Dit mag julle eet van alles wat in die water is, alles wat vinne en skubbe het in die water, in die see en in die riviere, dit mag julle eet. Maar alles wat geen vinne en skubbe het in die see en in die riviere nie, van al die gewemel van die water en van al die lewende wesens wat in die water is, 'n gruwel is dit vir julle. Ja, 'n gruwel moet hulle vir julle wees. Van hulle vleis mag julle nie eet nie, en hulle aas moet julle vir 'n gruwel hou. Alles wat geen vinne of skubbe in die water het nie, 'n gruwel is dit vir julle. Vir waterdiere om geskik te wees om te eet, moet hulle beide vinne en skubbe hê. Een denkrigting verduidelik dat seediere sonder vinne en skubbe geneig is om ondervoeders te wees, wat die uitvloeisel verteer wat na die modder sink. Met dit in gedagte kan ons die rede sien waarom Elohim hierdie marine spesies verbied het. Waterlewe wat nie geskik is vir menslike gebruik nie, sluit in garnale, kreef, oesters, mossels, krappe en katvis om 'n paar te noem. Moderne wetenskap vind nou gevaarlike vlakke van skadelike, swaar metale soos kook en lood in die vlees van baie van hierdie wesens. Majesteit Jahwe weet beslis die beste. In verse 13 tot 19 word onrein voëls bespreek en ons lees as volg. En die volgende moet julle van die voëls vir 'n gruwel hou, hulle mag nie geëet word nie, 'n gruwel is hulle, die arend en die lammervanger en die aasvoël, en die kuikendief en die valk volgens sy soorte, elke kraai volgens sy soorte, en die uil en die nagvalk en die klein valk volgens sy soorte, en die steenuil en die visvanger en die steenuil, en die silweruil en die pelikaan en die klein aasvoël, en die groot sprinkaanvoël, die reier volgens sy soorte, die hoephoep en die vlermuis. Die eerste ongeskikte voël wat genoem word is die arend, in Hebreëus Nesher van Nashar. Nesher beteken om in stukke te sny of te skeur.
Uit hierdie definisie kan ons sien dat die arend 'n roofvoël is. Onder die heidense Grieke en Romeine is die arend heilig gehou en word voorgestel wat die donderstrale van Jupiter dra. Die aasvoël in die Hebreëus da'a, van 'n stamwoord wat om te vlieg beteken, kan meer waarskynlik as vleer weergegee word. Da'a is anders as die aasvoël. Die Hebreëse woord da'iya dui op die aasvoël. Die woord vir vleer in the New Strong's Exhaustive Concordance of the Bible is nommer 344, ayah, en dit dui op 'n spesie van die valk. Die interessante feit wat hierdie voëls omring, is dat hulle almal roofvoëls of aasvoëls is. Verbode voëls word ook in Deuteronomium 14 vers 11 tot 18 gelys, maar Elohim spesifiseer nie hoekom hierdie spesifieke voëls verbode is nie. Ander soorte voëls word toegelaat, soos hoender, gans, eend en kalkoen. Ons sal nou daardie Nuwe Testamentiese gedeeltes ondersoek wat algemeen gebruik word in beweringe en verskonings en argumente dat die Ou Testamentiese voedselwette nie meer bindend is op gelowiges vandag nie. Argument nommer 1. Die gedeelte in bespreking is Markus 7 vers 18 en hy sê vir hulle, is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie? Foutiewe interpretasie van hierdie gedeelte is, Yeshua was besig om die skrifgeleerdes en fariseërs te veroordeel vir hul streng wetgewing en het bepaal dat feitelik enige kos onskadelik en dus eetbaar is. Maar kom ons kyk na die behoorlike begrip. Wanneer dit in die regte konteks geneem word, is hierdie gedeelte nie moeilik om te verstaan nie. Aan die begin vind ons Yeshua se disippels wat met ongewaste hande eet in die duidelike sig van die skrifgeleerdes en fariseërs. Die skrifgeleerdes en fariseërs was twee Joodse sektes in die tyd van Yeshua die gesalfde een. Hierdie Jode het baie rabbynse tradisies gehad wat deur die eeue oorgelewer is en een daarvan was seremoniële hande was voordat hulle geëet het. Ons kan dit in die eerste paar verse sien. Ons lees in Markus 7 vers 3 tot 4 as volg. Want die fariseërs en al die Judeërs eet nie as hulle nie deeglik die hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewering van die ou mense. En wanneer hulle van die mark kom, eet hulle nie as hulle nie gewas het nie. En baie ander dinge is daar wat hulle aangeneem het om te onderhou. Die wassery van bekers en kanne en kopergoed en bedde. Toe die skrifgeleerdes en fariseërs Yeshua se disippels sien eet voordat hulle hande gewas het, het hulle Yeshua en sy disippels daarvan beskuldig dat hulle hul tradisies verbreek het. Yeshua was nie tevrede met hulle veroordeling nie, maar het hulle op sy beurt daarvan beskuldig dat hulle hul eie mensgemaakte doktrine of dogma bo oor Majesteit Jahwe se gebooie plaas. Markus 7 vers 6 tot 9, en hy antwoord en sê vir hulle, tereg het Jesaja oor julle geveinstes geprofeteer soos geskrywe is, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Want terwyl julle die gebod van Elohim nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas, die wassery van kanne en bekers, en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed, om die gebod van Elohim op sy te sit, en so julle oorlewering te onderhou.
Die meester Joshua veroordeel hulle nie vir die nakoming van Majesteit Jahwe se rein voedselwette nie, maar veroordeel hulle eerder vir hulle leerstellings van mense. Hierdie leerstellings was nie deel van Elohim se Torah nie, maar was wette wat deur Joodse leiers deur baie geslagte vasgestel was. Joshua se veroordeling gaan selfs verder as hulle leerstellings van mense. Joshua het die skrifgeleerdes en fariseërs getuigtig vir hulle vleeslike natuur. Deur die hele Nuwe Testament word dit duidelik dat die leierskap wat verantwoordelik was vir die onderrig van Elohim se wet, self voldaan geraak het met die belangriker sake. Dit kan gesien word in Matteus 23 vers 23, waar Joshua die volgende stelling maak: Wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinstes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Dit was heel duidelik die probleem in Markus 7, wat ons kan sien deur Joshua se stelling in verse 21 tot 23, en ons lees as volg: Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Die inname van vuilheid van ongewaste hande sal nie 'n Adamiet besoedel nie, het Joshua in vers 18 geleer. Maar bose gedagtes sal besoedel omdat hulle uit die hart kom, sien verse 19 tot 20. Nêrens in Markus 7 vind ons Majesteit Jahwe se rein voedselwette word genoem nie. Ons sien eenvoudig dieselfde boodskap wat Joshua die Messias tydens sy bediening hier op aarde geleer het. Ons moet Vader se fisiese instruksies onderhou sonder om sy gewigtiger wette te verwaarloos. Argument nommer 2. Handelinge 10 vers 15 is die gedeelte in bespreking, en ons lees as volg: En weer het die stem vir die tweede keer na hom gekom: Wat Elohim rein gemaak het, mag jy nie onrein ag nie. Die foutiewe interpretasie van hierdie gedeelte is as volg: Majesteit Jahwe het alle vleis in die Nuwe Testament era gereinig. Kom ons kyk na die behoorlike begrip van hierdie gedeelte. Om hierdie vers en Petrus se visioen rondom dit te begryp, is om die konteks van die hele hoofstuk te verstaan en nie net 'n paar verse uit konteks uit te lees nie. Aan die begin van hierdie gedeelte vind ons 'n heiden met die naam Kornelius, 'n weermagkaptein. Ons leer dat hy regverdig was en goed gerespekteer was deur almal rondom hom, insluitend die Judeërs. Eendag stuur Elohim 'n engel om 'n boodskap aan Kornelius te bring. Stuur manne na Joppa, na Simon die leerlooier, waar hulle die apostel Petrus sal ontmoet. Kornelius voldoen. Voordat die mans aankom, gaan Petrus op die dak om te bid en daar word hy honger. Terwyl Petrus bid, val hy in 'n verrukking van sinne, waardeur Elohim 'n boodskap openbaar wat ware aanbidding vir altyd sal verander. In sy visioen sien Petrus 'n groot laken uit die lug neerdal, en op hierdie laken vind hy allerhande soorte onrein diere. Vervolgens hoor Petrus 'n skokkende proklamasie. 'n Stem beveel: "Staan op, Petrus, slag en eet." Petrus kan nie glo wat hy hoor nie. Hy is verward oor hierdie opdrag. Dit word 3 keer deur die engelwese herhaal voordat die laken weggeneem word.
Petrus redeneer dat hy nog nooit iets onreins geëet het nie, vers 14. Nie eers tot vandag toe nie, 10 jaar na die dood van Joshua. Sekerlik, as die wette van rein en onrein voedsel afgeskaf was met die Verlosser se dood, sou een van die grootste apostels van die Nuwe Testament onmiddellik na Joshua se dood en opstanding daarvan bewus gewees het. Petrus was immers vervul met die afgesonderde Gees, wat die apostels alles geleer het. Na die visioen vind die 3 mans wat deur Kornelius gestuur is vir Petrus en hy gaan saam met hulle terug om Kornelius te ontmoet. Daar gekom verduidelik Petrus die betekenis van sy visioen van die laken. Handelinge 10 vers 28. Julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Judeese man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of hom te besoek. Maar Elohim het my getoon dat ek geen Adamiet, onafgesonder of onrein mag noem nie. Daarna word Kornelius die eerste nie-Judeese bekeerling tot die geloof. Hier het ons die eenvoudige verduideliking van hierdie visioen uit die mond van die geïnspireerde apostel Petrus self, heidene, met ander woorde, Adamiete en veral Israeliete in verstrooiing buite die verbond, wat eens as onrein beskou is, mag nou die verbondsbelofte binnegaan. Majesteit Jahwe het eenvoudig onrein voedsel gebruik om onrein heidene te simboliseer, wat nou die beloftes kan betree. Die Adams-Clarke's Commentary on the Bible merk op en ek quoteer, hy, dit is Petrus, begin nou die betekenis van die visioen wat hy by Joppe gesien het verstaan. 'n Heiden moet nie vermy word nie, want hy is 'n heiden. Elohim neem nou die skeidingsmuur wat hulle van die Judeërs geskei het, weg. Broers en susters, dit is 'n dieper onderwerp vir 'n ander keer, maar dit dui ook op die verstrooide Israeliete van die huis van Israel, wat tussen die nasies verheidens geword het oor die eeue heen, waarna die apostels uitgestuur was deur opdrag van die meester Joshua, wat self gesê het dat hy net gekom het vir die verlore skape van die huis van Israel. Sien dus hierdie gedeelte ook in daardie konteks. Maar ons gaan voort. In die Ou Testament is Majesteit Jahwe se belofte slegs volledig aan Israel aangebied en nie vryelik aan die heidene. Dit is Adamiete buite die verbond gegee tot die dood van Joshua die Messias nie. By die dood van Joshua is die muur wat Judeer van heiden geskei het, deur die bloed van ons Verlosser afgebreek. Efesiërs 2 vers 11 tot 14. Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in daardie tyd sonder die Messias was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge met betrekking tot die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder Elohim in die wêreld. Maar nou, in die Messias Joshua, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van die Messias, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Weereens, broers en susters, medevolksgenote, hierdie dui op verheidenste Israeliete in diaspora, in die verstrooiing, wat nou van gepraat word, wat eens ver was, maar wat nou weer naby gebring was, deur die bloedoffer van Joshua die gesalfde een. Dit is die konteks van hierdie gedeelte. In vers 35 van Handelinge 10, in dieselfde konteks van verstrooide Israel, som Petrus die les van sy visioen op wat hy in Joppe op die dak van die huis van Simeon die leerlooier ontvang het, maar dat in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is.
Dit praat nie van elke liewe nasie en kleur en geur op aarde nie, maar spesifiek van die Adamiete en spesifiek van die verstrooide Israeliete. Dit is duidelik dat die visioen wat Petrus gesien het, was om hom op 'n baie grafiese en diepgaande manier te wys dat heidene, dit is Adamiete buite die verbond, wat eens as onrein beskou is, nou in Majesteit Jahwe se verbond toegelaat kan word. Nêrens in hierdie gedeelte word Majesteit Jahwe se rein voedselwette bespreek of herroep nie. Petrus self ontken dat hy ooit enige iets moet eet wat in stryd is met die rein voedselwette in Levitikus hoofstuk 11 onder andere. Argument nommer 3. Ons lees in Romeine 14 vers 1 tot 3, dit is nou die gedeelte in bespreking, as volg: En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat eet, moet hom wat nie eet nie verag nie. En hy wat nie eet, moet hom wat eet nie oordeel nie, want Elohim het hom aangeneem. Kom ons kyk nou na die algemene foutiewe interpretasie wat as verskoning vir hierdie gedeelte gebruik word teen die rein voedselwette. Die apostel Paulus wys dat diegene wat wil eet, wat hulle ook al wil, nie geoordeel moet word deur diegene wat kies om die rein voedselwette na te volg nie. Die behoorlike begrip is as volg: om die betekenis te begryp, moet ons besef wat die bekommernis was toe dit geskryf is. Nog een van Paulus se geskrifte, 1 Korintiërs 10, is nuttig in ons verstaan van Romeine 14. Hierdie twee briewe is slegs 'n jaar uitmekaar geskryf en het soortgelyke probleme. Sy brief aan die Korintiërs hou dalk die oplossing in waarom Paulus diegene wat net kruie hier geëet het, swak genoem het. In 1 Korintiërs 10 bespreek Paulus die kwessie van voedsel of vleis wat aan afgode geoffer word. Ons lees in verse 18 tot 20 as volg: Let op Israel na die vlees. Het die wat die offers eet nie gemeenskap met die altaar nie? Wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is, of dat 'n afgodsoffer iets is? Nee, maar dat die heidene wat dit offer aan duiwels offer en nie aan Elohim nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie. Paulus staan hier voor 'n dilemma, wat destyds 'n groot bekommernis vir die Judeese en die nie-Judeese bekeerling was. Hy skryf in vers 25 as volg: Eet alles wat in die slaghuis verkoop word, sonder om navraag te doen, ter wille van die gewete. In die nie-Judeese vleismarkte is vleis verkoop wat eers aan verskillende afgode geoffer was. En baie Judeese en nie-Judeese bekeerlinge wat Paulus swak in geloof noem, het nie hierdie vleis gekoop of geëet nie, aangesien dit onrein was. Paulus het egter gesê dat hierdie voedsel aan niks geoffer is nie. Hierdie heidense afgode was betekenlose, nie lewende voorwerpe wat deur die mens uitgevind is. Paulus het besef dat hulle nie goed of sleg kon doen nie, want as gode het hulle nie bestaan nie. Maar dan waarsku Paulus van 'n saak wat al Majesteit Jahwe se kinders moet erken en oor bekommerd moet wees. Hy sê in 1 Korintiërs 10 vers 29 dat ons nie aan iets mag deel wat 'n broeder in die geloof kan beledig of ontstel nie. Paulus sê dat hy nie eers enige vleis sou eet of wyn sou drink as dit 'n broer sou aanstoot gee en hom in die waarheid sou laat struikel nie, sien Romeine 14 vers 21. Ons moet die tweede grootste gebod onthou: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As ons dit wat ons in 1 Korintiërs 10 lees op Romeine hoofstuk 14 toepas,
kan ons tot die gevolgtrekking kom dat diegene wat swak was en net kruie geëet het, die geloof ontbreek het om te besef dat vleis wat aan afgode geoffer is, nie verskil van ander voedsel nie. Ek sê dit weer. As ons dit wat ons in 1 Korintiërs hoofstuk 10 lees op Romeine hoofstuk 14 toepas, kan ons tot die gevolgtrekking kom dat diegene wat swak was en net kruie geëet het of net groente geëet het, die geloof ontbreek het om te besef dat vleis wat aan afgode geoffer is, nie verskil van ander voedsel nie. Sulke afgode is nie goed of sleg nie, maar bestaan slegs vir diegene wat daarin sou glo. Hierdie afgode het geen effek gehad op die vleis wat aan hulle geoffer is nie. Die vleis was nog reg vir die mens om te eet volgens Majesteit Jahwe se dieetvoedselwette met die veronderstelling dat dit eers as rein gekwalifiseer het volgens sy instruksies. Vir diegene wat verkies het om vegetariër te wees, is dit goed, sê Paulus in Romeine 14 vers 2 tot 4. Dan spreek hy diegene aan wat kies om 1 dag op sy te sit vir vas, verse 5 tot 6. Hy som Romeine 14 in vers 20 op en ek lees: Moenie terwille van voedsel die werk van Elohim afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir 'n mens om te eet as dit tot aanstoot is. Moenie toelaat dat geskille oor afgodsvleis, vegetarisme of vas verdeeldheid onder broers en susters in Messiah veroorsaak nie. Niks in enige van hierdie gedeeltes laat egter die eet van vleis toe wat nie wettiglik kwalifiseer nie. Argument nommer 4. Die gedeelte in bespreking wat as verskoning of argument gebruik word is Kolossense 2 vers 16. Moenie dat enige mens julle oordeel in spys en in drank nie, het sy met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of 'n Shabbat nie. Hulle foutiewe interpretasie is as volg. Ons moet nie mense oordeel op grond van die vryheid wat hulle nou in die Messias het nie. Die nakoming van Oud-testamentiese voedselwette of enige ander wette is nie meer nodig vir Nuwe Testamentiese gelowiges nie. Kom ons kyk nou na die behoorlike begrip van hierdie gedeelte in sy konteks. Praat Paulus met die gemeente of met die wêreld in die algemeen? Die antwoord is die sleutel tot die verstaan van hierdie gedeelte. As Paulus met 'n heidense wêreld praat wat Majesteit Jahwe se woord verwaarloos het, dan sal dit net sin maak om af te lei dat Paulus sê dat ons nie meer onder Oud-testamentiese regulasies is nie en nie in daardie sake geoordeel moet word nie. Maar as Paulus met 'n gehoorsame gemeente praat, sal hierdie gedeelte 'n heel ander betekenis kry. Die waarheid is, broers en susters, medevolksgenote, hierdie brief is aan 'n vergadering van gelowiges in Kolosse geskryf. Die volgende vers 17, is die sleutel, en ek haal aan, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam is van die Messias. Vertalers het die woord is kursief gedruk, wat beteken dat dit bygevoeg is. As ons is uithaal en vers 16 en 17 saam lees, sien ons dat dit die liggaam van Messiah is wat die oordeel moet doen. Mens in vers 16 verwys na enige persoon, insluitend buitestanders. Moenie dat enige buitestander jou oordeel in wat jy eet nie, maar net die liggaam van Messiah, sê Paulus. Die 4de vers is 'n bykomende hulp. Dit lees: Dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Hieruit kan ons sien dat die apostel Paulus se besorgdheid oor hierdie gemeente was.
want daar was diegene buite die gemeente wat probeer het om die mense van Kolosse te oorreed om hul huidige oortuigings te verwerp. Met dit in gedagte is dit duidelik dat Paulus se stelling in Kolossense 2 vers 16 vir 'n gemeente was wat gehoorsaam Majesteit Jahwe se wette nagevolg het. Sy waarskuwing is om nie toe te laat dat heidene, buitestanders, jou anders probeer oorreed oor die hou van rein voedselwette en ander wette van Majesteit Jahwe nie. Argument nommer 5. Die gedeelte in bespreking wat as 'n argument en verskoning gebruik word teen Majesteit Jahwe se rein voedselwette is 1 Timoteus 4 vers 4. Want alles wat deur Elohim geskape is goed en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie. Die foutiewe interpretasie is as volg. Elke skepsel is aanvaarbaar vir verbruik as dit met danksegging ontvang word. Die behoorlike begrip is as volg. 'n skepsel van Jahwe wat voldoen aan rein voedselkwalifikasies word in die volgende vers gedefinieer, want dit is afgesonder deur die woord van Elohim en gebed. Dit is die woord van Elohim wat daardie diere heilig of afsonder, soos gelys in Levitikus 11 en Deuteronomium 14, wat Elohim sê ons mag eet. Sonder enige verdere studie behoort dit kristalduidelik te wees, dat Paulus nie die eet van seremonieel onrein diere wat Elohim as afskuwelik vir die mensdom bepaal het, bevorder nie. Wie sou redeneer dat rotte, vlermuise, akedisse, skerpioene, muishonde en varke goed is vir voedsel? Majesteit Jahwe se dieetwette is nie nietig verklaar nie, maar is blywend vir al sy Nuwe Testamentiese afgesonderdes in die Messias Yeshua. Soos ons meer ingelig word oor voedsel en die uitwerking daarvan op gesondheid, verifieer die moderne wetenskap wat die skrif al vir millennia leer, naamlik dat sekere vleis skadelik is en nie bedoel is om geëet te word nie. Daarom kan ons sien hoekom Elohim spesifieke kosse as ongeskik verbied het. Selfs dan het ware aanbidders egter nie 'n wetenskaplike verduideliking nodig nie. Die eenvoudige feit dat die skepper van ons liggame vir ons sê wat om te vermy, is genoegsame rede om te gehoorsaam. Baie dankie vir die saamkyk, medebroers en susters. Deel gerus hierdie video met medevolksgenote daar buite. Geseënde dag vir elkeen. Selah. An excellent article was written in the Biological Therapy, Volume 1, Number 2, 1983, by Professor Hans Reckwig, called The Adverse Influence of Pork Consumption on Health. You'll never hear about it in mainstream media because they're always promoting certain special interest groups. And what he found was this, that pork products actually act as a homotoxin or human poison, and there's like over 20 different diseases that could actually be transmitted from pigs into humans. And here's what was interesting. He quoted a man by the name of Lettery from Heidelberg University who had done experiments with radioactive isotopes. Now what that basically means is a lot of times you have thyroid therapy done. And they take a thyroid, they chop it up, they give you the thyroid, and it helps to restore your own thyroid. And so he wanted to find out, this guy from Heidelberg, what happened to pig after it was digested. So he took the bacon from the back of pigs' necks, ground it up in a blender, threw some radioactive isotopes in it, ground it up, and had fed it to people because he wanted to see where it would go. Did you know the back of the pig's neck, the fat back here, when fed to humans, migrates to the back of the human's neck and causes a hump in the back of the head? Heidelberg University. I'm not making it up. God knew it in His Word. He told you not to eat the stuff. He made it. Doesn't He know what to do as far as what you should and shouldn't eat? Another interesting thing, they said if you ate ham from the buttocks of the pig, especially with women, they would actually have deformed buttocks from the ham. Now, I'm not making this up, Pastor.
Biological Therapy, Volume 1, Number 2, 1983 by Professor Hans Reckwig. And you know what's interesting about this is, here's what the underlying concept was in the entire article. Here's what it was saying. If you want to look like a hog, eat a hog. You know, so you can do what you want to do, you can do what you want to eat, but you're not going to get away from the consequences.